Goeiemôre. Jy luister na die 17de oordeenking in die reeks. Jesus is die vraag. Ons tema vanoggend is vrae oor gesond word. Wanneer 'n mens dokter toe gaan, begin die sessie gewoonlik met 'n reeks vrae. Met die eerste besoek vra die dokter: "Wat is jou naam? Waarmee help ek vandag? Hoe lank gebeur dit al? Het jy pyn? Het dit al voorheen gebeur? Eet jy gesond? Wat is jou alkoholinname? Rook jy? Slaap jy goed? Wat is jou gewig? Hoe lank is jy?" Dis algemene gesondheidsvrae, liggaamlike vrae. Gewoontes wat jou liggaam beïnvloed. So beland die skrywer van Jesus is the Question, Martin Copenhaver, in die hospitaal met sy hart wat uit ritme uitgegaan het, oftewel met hartfibrillasie. Een na die ander dokter het gordyntjies oopgetrek, oor hom kom staan, allerlei vrae gevra en het later weer toegetrek. In en uit, in en uit. Hoe lank het jy die simptome? Is dit die eerste keer dat jy dit ervaar? Is jy allergies vir enige medikasie? So gaan die vrae aan, een na die ander. Later die dag het sy hart skielik sy normale ritme gevind en is hy ontslaan. 'n week later is hy vir 'n opvolgbesoek by die dokter. Weer peper die dokter hom met 'n oneindige hoeveelheid vrae. Hy vra vrae na sy mediese geskiedenis, sy familie se mediese geskiedenis, sy eetgewoontes, drinkgewoontes, oefenprogram en. Uiteindelik vra hy vir hom: "Ervaar jy enige stres in jou lewe?" Wel, seker, het hy geantwoord, maar wou eintlik byvoeg: "Wie doen nie? Die dokter is nie klaar nie." By die werk of by die huis? Nee, nie soseer by die huis nie, maar by die werk. Toe vra die dokter: "Nou, hoe kan die versorging van siele stresvol wees?" Vir 'n rukkie lank bly hy stil. Sy gedagtes flits deur die werk wat hy elke dag doen en die voorreg om, soos die dokter dit stel, siele te versorg. Maar dis nie die versorging van siele wat vir hom so stresvol is nie, maar die vergaderings wat nie altyd so goed gaan nie, die begroting wat nie altyd klop nie, lidmate wat kwaad is, soms vir hom, soms vir mekaar, leiers wat in konflik is met mekaar. Hy antwoord: "Wel, dokter, daar is heelwat aan my werk wat nie altyd met die versorging van siele te doen het nie." Die dokter vra nog 'n paar vrae. En toe hy geen duidelike antwoord kry nie, druk hy so met sy elmboog op die tafel en hy vra: "Hier is my heel belangrikste vraag. Bid jy?" Hy voel 'n bietjie in die gesig gevat dat die dokter vir hom so 'n vraag vra, vir hom wat 'n dominee is, maar tegelyk voel hy, wel, hier is daarom die een vraag wat hy gemaklik kan antwoord. Gemakliker is al die voriges. Wel, ja, ek bid. Ek bid elke dag. Maar die dokter was nie klaar nie. 'n halfuur elke dag, ononderbroke, sonder steurnisse? Dit voel vir hom of hy plek soek om te gaan wegkruip. Is sy antwoord. Die dokter sê: "Dit is die heel belangrikste ding. Vir sommige mense beveel ek meditasie aan. Vir jou, gebed." Hy reflekteer en wonder, is die dokter besig om vir hom mediese advies te gee of geestelike advies? En hy besef, die antwoord is albei. Hy stap daar by die dokter uit met 2 voorskrifte. Die een vir pille en die ander vir 'n halfuurse gebed per dag. Ononderbroke, sonder steurnis. Dit laat hom nadink oor Jesus se genesings in die Bybel. Die vrae wat Jesus gevra het. En die feit wat uitstaan soos 'n paal bo water. Jesus het mense nie hanteer asof hulle net 'n liggaam gehad het wat siek is nie. Maar daaroor praat ons môreoggend verder. Kom ons bid saam. Ons gebed kom vanoggend uit die groot gebedeboek. Here, lê 'n smaak vir gebed op my tong en laat my lippe dan 'n banket van lof vir U berei.
En mag hierdie feesmaal, wanneer ek dit eers een keer geproe het, my voed, maar nooit versadig nie, sodat ek altyd weer na gesprek met U sal smag tot in ewigheid. In Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.